En hier is ons nou met ons volgende gesprek oor 1 Tessalonisense. Nou verlede week het ons gesels oor die agtergrond van Paulus se briewe en waar dit vandaan kom en watter skryfstyl hy gebruik het wanneer hy van hierdie briewe praat. Ek wil jou dan nou uitnooi om op hierdie punt om nou die video te pause en dan 1 Tessalonisense hoofstuk 1 dwarsdeur tot en met hoofstuk 3 te lees. Hoekom? Want hierdie eerste 3 hoofstukke is net die inleidende gedeelte van die brief. Ons moet dan nou vir mekaar vra, wat is die doel en die rede vir Paulus om hierdie brief te skryf? En hoofstukke 1 tot 3 gee vir ons die rede daarvoor. Paulus skryf vir die mense van Tessalonika omdat hy bekommerd is oor hoe dit met hulle gaan. Hy is dan oorstelp van vreugde, verskriklik opgewonde wanneer hy dan nou uitvind, maar dit gaan eintlik baie goed. Die manier hoe hy uitgevind het, as ons in hoofstuk 3 gaan lees, is hy het vir Timoteus gestuur om vir ons om te gaan uitvind wat in die gemeente aan die gang is. Hy het ook via Timoteus en verskeie ander faktore agtergekom dat daar verskeie probleme is in die gemeente, naamlik die wederkoms en gelowiges wat alreeds tot sterwe gekom het, die moontlike beskuldigings wat daar bestaan het teen Paulus se werk. Ons sien in hoofstuk 2 praat hy van dat hy 'n apostel is, dat hy geregtig is om hierdie werk te doen en dat daar naamlik miskien onsedelikheid is in die gemeente. Nou, ons het verlede week dit vir mekaar gesê, die brief is waarskynlik so tussen 50 tot so 51 na Christus geskryf en as ons 1 Korintiërs 1 vers 19 gaan lees, skryf hy hierdie brief waarskynlik wanneer hy in Korinte besig is. So, as ons die brief dan nou gaan lees, wat moet ons in aanmerking neem? Eerste, in die aanhef gedeelte, in die eerste hoofstuk, sien ons dat Paulus sê die brief kom van hom af, maar dat hy homself nie as 'n apostel noem nie. Ons sien eers in hoofstuk 2, wanneer hy homself onder die groepering as apostels merk. Dis ook een van die redes hoekom ons vermoed dat 1 Tessalonisense een van die eerste briewe is wat Paulus geskryf het. Hy is nog nie so formeel in sy titels nie. Okay? Ons sien dat hy die brief rig aan die gemeente, aan die gelowiges van Tessalonika en nie die kerk soos wat ons dit sou verstaan vandag nie. As ons ook lees, dan sal ons agterkom, die gemeente is waarskynlik nie Joodse wat opgemaak word uit godvreesendes. Dit is mense wat tot bekering gekom het in die Joodse geloof, maar nie al daardie besnydenis rituele ondergaan het nie. En die rede hoekom ons agterkom dat daar 'n groot nie-Joodse gemeenskap is wat hierdie gemeente uitmaak nie, is nommer 1, Paulus maak geen aanmerking of aanhaling uit die Ou Testament uit nie. Wat beteken die leser sou dit waarskynlik nie verstaan het nie. En dan nou nommer 2, dat hy deur en deur in die brief sê dat hulle weggedraai het van hulle afgode, van die gode wat hulle gedien het. En dan in hoofstuk 1 vers 2 tot 10 het ons dan nou sy uitbreiding van dank, om dankie te sê vir wat die gemeente gedoen het en dat hulle hom so goed ervaar het. Ons sit egter met 'n probleem in 1 Tessalonisense, want ons weet nie wanneer Paulus nou klaar dankie gesê is nie, want die tradisionele woord wat met dankie gepaard gaan, vind ons in hoofstuk 1 en in hoofstuk 3 ook, wat vir ons 'n aanduiding gee dat hy baie het om oor dankie te sê. Die hooftemas word almal
in die eerste 3 hoofstukke genoem, onder andere Paulus se werk in Thessalonika, die Thessaloniseërs se reaksie op sy werk, die gemeente se geloofuitlewing wat dan nou 'n voorbeeld word in Macedonië en Agaia, Paulus se koms of ontvangs in Thessalonika, die idee van die parousia. Wat is die parousia? Daai verstaan van die wederkoms en mense wat alreeds doodgegaan het, wat maak ons met hulle? En dan wat baie interessant is, wat ons lees in 1 vers 3, in 1 vers 6, in 2 vers 14 en in 3 vers 3, is Paulus se bekende triade, geloof, hoop en liefde. Nou wanneer ons dit lees, dink ons onmiddellik aan 1 Korintiërs 13. En die patroon wat ons dan nou sien, wat Paulus doen, is die laaste woord waarop hy klem lê in hierdie triade, is gewoonlik dit wat die gemeente nodig het. Byvoorbeeld, in 1 Korintiërs 13 is dit geloof, hoop en liefde, en die grootste hiervan is die liefde. So wat ontbreek in die gemeente van Korinte? Hulle het liefde nodig. In die brief aan die gemeente in 1 Thessalonika, kom ons agter dat Paulus die volgorde hier verander. Hier praat hy nou van geloof, liefde en hoop. En dis die rede hoekom hy die brief skryf. Hy wil vir die gemeentelede, vir die lidmate in Thessalonika hoop gee. Hoop dat die Here by hulle is. Hoop dat hulle vriendskap behoue gebly het. Hoop dat hy saam met hulle die pad stap. En dan die lofprysing, die danksegging dat die gemeente weggekeer het van die afgoderry. As ons dan nou by die liggaam van die brief kom, dan sien ons in hoofstuk 2 vers 1 tot 12, Paulus bevestig homself as apostel deur om hom te beroep op die kennis, geheue en die getuienis van die Thessaloniërs. Daarna bedank Paulus hulle vir die aanvaarding van God se woord en die meegaande implikasies daarvan. Paulus verduidelik dan nou in hoofstuk 3 hoekom hy nie by hulle kon uitkom nie, maar sy oplossing bied hy deur om Timoteus te stuur en dan nou natuurlik 'n brief te skryf in reaksie op Timoteus se verslag, se terugvoer wat hy gee. En dan eindig hoofstuk 3 met Paulus wat vir hulle 'n gebed bid. En hierdie gebed is 'n chiasme. En waaroor gaan 'n chiasme? Daai middelste stukkie wat van belang is. Naamlik dat hy baie lief geword het vir die gemeente en dat hulle ryklik geseën sal word. En hy glo dat die gemeente ook baie lief is vir hulle en die werk wat hy vir hulle gedoen het. Ons lees dit in die laaste 3 verse van hoofstuk 3. As jy van hierdie video gehou het, gee vir ons 'n like, comment as jy enige vrae het oor 1 Thessalonisense vir hoofstukke 1 tot 3 en as jy meer van ons video's wil sien, subscribe tot ons YouTube kanaal. Tot ons mekaar weer sien. Totsiens.